In Markus 8 vers 34 rig Jesus 'n oop uitnodiging aan mense om een van sy volgelinge te word. Daar staan, nadat hy die skare saam met sy disippels nader geroep het, het hy vir hulle gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon. Hierdie uitdrukking om jouself te verloon, het ongelukkig in die Christendom al 'n bietjie van 'n kliseë geraak. Dit is iets wat so baie gesê word, dat dit dalk nie meer op die hoorders 'n impak het nie. Wees nou maar eerlik, as jy Jesus dit hoor sê, het dit jou tot stilstand geruk? Wel, dit is wat veronderstel is om te gebeur met hierdie uitspraak van ons Here Jesus. Toe hy daardie dag die skare nader roep, het dit heel eerste beteken om, indien jy sy uitnodiging sou aanneem, om hom en jou roeping om hom te volg, altyd die hoogste te ag. Nie net soos 'n hoë prioriteit nie, want ons weet mos, prioriteite kan rondskuif, dit kan afskuif, dit kan selfs vervaag, soos wat mense ook hulle gewetens kan onderdruk, totdat hulle naderhand skaars nog God se roepstem kan hoor. Maar vir die mense daar in daardie skare, was dit 'n alles of niks oproep. Omtrent soos vir Jesus se disippels, toe hulle visserskuite of ander beroepe en selfs hulle families moes agterlaat, om fisies op 'n onbepaalde sendingtoer saam met hom die vreemde in te vaar. In Lukas 9 vers 57 en 58 kan jy gaan lees van 'n ander man, daar staan, terwyl hulle op pad was, het iemand vir Jesus gesê, ek sal u volg waar u ook al gaan. Maar Jesus het hom geantwoord, die jakkalse het gate en die voëls van die hemel neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy kop kan neerlê nie. Die woord verloon is nogal 'n moeilike Griekse woord, wat letterlik beteken om doelbewus nee te sê vir jouself. Dit beteken om te weier om aandag te gee aan jou eie wil of begeertes, om jouself laaste te stel of die minste te ag. In sommige ander tale word dit vertaal met om vir jou hart te sê, bly stil. Elke kind van God word nou bewoon deur die Gees van Christus. Daarom is ons reeds deel van sy familie van volgelinge, wat ten minste eenmal eers van tevore opgestaan het en vir Jesus ja gesê het. Ja, Here, ek gee my hele lewe vir u. Ek wil u volgeling wees. En daarom het ons dus ook reeds gesê, ek verloon myself. Die Heilige Gees wat in ons woon, help ons op 'n daaglikse basis hiermee. En Jakobus herinner ons in hoofstuk 4 vers 5 daaraan, God hinker met besitlikheid na die Gees wat hy in ons laat woon het. Ek moet net gedurig vir my eie hart en my eie wil sê, bly stil, en vir die Heilige Gees vra, wees u volledig in beheer. Kom ons doen dit ook sommer nou saam in gebed. Here Jesus, ek wil dit net bevestig, ek wil u volgeling wees. Ek verloon myself, ek gee my hele lewe vir u. Dankie dat u Heilige Gees in my woon en deur my ook werk. Maak my hart stil, dat my eie begeertes, my eie wil en behoeftes nooit belangriker sal wees as wat u van my vra nie. O Heilige Gees, wees u asseblief volledig in beheer. Vorm my, lei my, stuur my en beheer my, want ek self kan dit nie doen nie. Amen.